Eerste kunsuitstalling, getiteld Solo Open Oormôre, haar woordbundel, Woorde sonder wysies, het pas verskyn en daar is 'n splinternuwe enkelsnit CD op die rak. Dit is alles ter viering van haar 25ste jaar in die musiekbedryf. So myne Braag en kuier. Na 25 jaar se bydrae tot die Suid-Afrikaanse musiekskat, bly Karen Hougaard steeds een van ons land se veelsidigste kunstenaars, wat nooit ophou om te verras nie. Na 9 albums, 7 teaterproduksies en talle TV-vertonings, stel sy nou haar eerste woordbundel tesame met haar debuutkunsuitstalling vry. Wat ek ook vir jou wil vra is hoe jy so gegrond bly. Om te kaalvoet sing. My voete, my hande. Ons het haar leer ken as die kaalvoetvrou, iets wat deur die jare gebly het en nou ook met haar nuwe werke. Ek sien daar's 'n paar kaalvoete op. Ja, dis 'n tekening wat ek gedoen het vir my voete. Ek sing nie kaalvoet omdat ek wil grand wees nie. Ek sing nie kaalvoet omdat ek excited sit nie. Ek moet bieg, ek is heelwat gemakliker met my voete plat op die aarde as op 'n stel moerpolvye. Sy het selfs 'n kaalvoet gedig in die boek, maar ten spyte van die boek en die musiek is haar skilderye nie 'n aparte identiteit van haar talent nie. Sy meen haar skilderye, haar nuwe woordbundel en haar musiek gaan hand aan hand. Zeer sekerlik is die maklikste manier om te sê hulle saamwerklik kom uit een lyf uit. Alhoewel dit 3 aparte dissiplines is, word almal geïnspireer deur dieselfde manier van kyk. Sy het vir die bekendstelling van die boek en uitstalling 'n liedjie opgeneem wat geskryf is deur Lientjie Sotman. En op die manier trek sy haar skilder en skryfwerk saam met haar musiek bymekaar. Dit is weer 'n lied wat my geraak het as gevolg van die dramatiese natuur van die musiek. En ek is mos my ou drama queen, so toe ek die lied hoor te vra ek of ek dit mag opneem. En alles het vreeslik lekker saamgewerk om bymekaar te kom op die 15de Februarie as al hierdie dinge dan uiteindelik saam die lig sien. Net so passievol soos sy van haar nuwe liedjie praat, verduidelik sy dat haar inspirasie vir haar skilderye in Nederland ontkiem het. Ek het tot daar was 'n klomp goed geskryf. En ek het agtergekom ek kan nie wat ek gesien het verwoord nie goed genoeg verwoord nie. En toe besluit ek nou ja, toe as ek dan nou 'n kiekie kan neem, dan kan ek sekerlik dit skiller op. Sy het ongeveer 50 werke wat sy gaan uitstal. Dit sluit onder andere grafiese werke in, maar haar skilderye verteenwoordig nie net 'n Nederlandse gevoel nie. Na die Nederlandse onderwerpe nie meer so opwindend was om te skilder nie, toe kom ek terug huis toe en ek begin Afrika skilder. Skilder was deur die jare 'n privaat passie vir haar. 'n Vriendin het haar oortuig om haar werk vir die Alice Galery te gaan wys. Ek is te bang om met die kar uit te klim, want ek gedink hulle gaan dink ek is nie okay nie. En toe bied hulle vir my een vrou uitstalling aan en ons noem dit Solo en dit is oormôre open ek, so ek is opgewonde. Ek sien jy het 'n goed georganiseerde werksarea. Dis verskriklik nie. Ja, kyk nou net. Ek is soos 'n hoofmeisie. Kyk net hier. Ek kan baie by jou leer, hoor. Maar wat erger is wat is ons in Afrika? Muskiete. So dit is baie belangrik. Dis van my drukke. Sien. Ja. Kyk hoe mooi. Ek moet dit self sê. En dis een van my grafiese werke wat ek gemaak het spesiaal vir die boek. Die woorde in haar bundel het veral in April 2007 in Nederland begin vorm aanneem. Die bedoeling was nie dat dit 'n bundel sou word nie, maar toe die kunsuitstalling die groen lig kry, het sy ook van die bundel werk gemaak. Woorde sonder wysies is liedjies wat nooit groot geword het nie. Dis sommer net kaalvoetwoorde. 'n Manier om dit wat ek oorloop van met ander mense te kon deel. Dis nou een van my nuwe kinders. Kan jy vir ons 'n paar daarvan lees? Man, ek het nou eintlik gehoop jy kan hulle lees, want ek weet as jy iets lees dan klink alles mooi. Dis die waarheid. Ek het 'n klomp. Daar's tyd. Ek het een oor tyd, want ek het natuurlik ek's gepla met ouer word en met hoe vinnig tyd verbygaan.
En een van die goed is, ek sê tyd. Jy is die klippie in my skoen, die rots in my maag en die gruisgroef in my kop. So my kop raas. Tyd was nog altyd 'n belangrike element in haar lewe. As sy terugkyk op haar loopbaan, is sy nie vir een oomblik spyt oor die paaie waarop die lewe haar geneem het nie. Haar ouers was aanvanklik huiwerig oor 'n loopbaan in die kunste en het haar aangeraai om onderwys te studeer. Maar die beroep het nie lank gehou nie. In die begin is 'n mens nogal arm as jy kunstenaar is. Ek is nog steeds arm. Niks het verander nie. Ek dink as jy in die kunste is en jy doen dit omdat jy wil geld maak, is jy om die verkeerde redes in hierdie bedryf. Haar waarnemings bly maar haar grootste inspirasie en dis dikwels wanneer sy in vreemde omgewings is dat sy iets sien wat die eerste gedagte aan 'n liedjie of dalk vir 'n gedig of skildery bring. Ek is by hierdie heining gery. Toe wonder ek in die eerste plek, wie hou hy uit en wie hou hy in? Want dit was so gedaan gelyk. Sy weet reeds hoe mense oor haar musiek voel, maar die boek en skilderye veroorsaak vlinders in haar maag. Smaak verskil. Dit is iets wat ek moes leer in 25 jaar van op die voorg staan. Smaakverskil. Almal gaan nie hou van my boek nie. Almal gaan nie hou van my paintings nie. Almal gaan nie hou van hoe ek sing nie. Ek wens almal het. Dit sou vir my hart woes bly maak, maar dis nie realisties nie. Haar wense strek veel verder as net sukses. Ek dink as ek ooit 'n wens kon wens, sou dit wees dat ek my eie time machine kon hê, sodat ek heen en weer met 'n remote control kon spring van hoe dit gelyk het toe dit woes en leeg was, hoe dit gaan lyk 500 jaar van nou af. Ek is gefrustreerd dat ek nie hier gaan wees nie.